Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Ons is besig om 'n reeks te praat oor die wapenrusting van God en ek noem dit Dress for Success. En ons het aan die begin begin met die beld van waarheid en die borswapen van geregtigheid en ons het beweeg na die skoene van bereidheid om die goeie nuus van vrede te verkondig en toe het ons gepraat oor die skild van geloof wat ons moet opneem en vandag gaan ons oor na 'n deel van die wapenrusting wat ons baie keer mis en dit is ons redding. Jesus Christus het ons gered en ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die helm van verlossing. Nou onthou die wapenrusting wat die Here vir ons gee in Efesiërs 6 leer vir ons 3 dinge. En die eerste ding is, dit leer ons dat ons identiteit is in Christus. Dus soos koning Saul wat sy wapenrusting vir Dawid wou gegee het, en Dawid weet ons dat die wapenrusting van daai tyd het die identiteit van die koning gedra. En so kom Paulus in Efesiërs en hy sê vir my en vir jou, dra dan die volle wapenrusting van wie? Van God. Dis one size fits all. Dis wat so 'n blessing is. So one size fits all. Maak nie saak hoe jou liggaamsfiguur is nie. Die Here sê dat my wapenrusting, jy kan dit dra. Amen. So sê vir die persoon net langs jou, dankie tog. Dankie Here vir die wapenrusting wat ons almal kan dra. En so die wapenrusting is die identiteit van God wat hy ook aan my en jou gee. Die tweede ding wat die wapenrusting vir ons doen is, dit gee vir my en vir jou selfvertroue. Selfvertroue. Wanneer ek met die beld van waarheid om my omgord is, en ek dra die borswapen van geregtigheid, en ek het die skild van geloof, en ek het die skoene van bereidheid om die goeie nuus van die vrede te verkondig, ek het die swaard van God se woord, en ek het die helm van verlossing aan, dan is ek protected. Dit gee vir my selfvertroue. En ek kan beweeg waar die Here wil hê ek moet beweeg. En die derde ding is, dit help jou om staande te bly. Dis wat Paulus sê. Paulus sê, trek dan aan die volle wapenrusting van God, sodat jy kan staande bly wanneer die vyand kom. En daarom sien ons so baie kinders van die Here, wat nie meer staande bly nie, want hulle leef nie meer die wapenrusting uit nie. Nou die van julle wat nou al gereeld, of elke Sondag van die reeks hierso was, jy sal weet, ek sê nog die heeltyd, dat ek en jy het nodig om die wapenrusting nie net aan te trek nie, maar ons het nodig om die wapenrusting uit te leef. Leef geregtigheid, leef waarheid, leef die goeie nuus, leef in vrede, leef met die woord van God, leef met die wete dat ek en jy is verlos en gered. Amen. Amen, ons is gered. Jesus Christus het gesterf aan die kruis. So die helm van verlossing beskerm ons gedagtes. Joyce Meyer het so 'n mooi boek geskryf, The Battlefield of the Mind. En dit is waar die oorlog plaasvind. Dis hier binne, my pa het eendag gesê, die oorlog gebeur hier tussen die 2 ore plaas. Gebeur hier tussen die 2 ore, in jou gedagtes. En ek en jy het nodig om ons gedagtes in lyn te kry met wat God se gedagtes is oor my en jou lewe. God spreek lewe oor my en jou, daarom het ek en jy die verantwoordelikheid om lewe oor mekaar te spreek. As die Here sê jy is great en iemand langs jou sê jy's nie great nie, dan sê jy dankie Jesus, ek glo U. Ja, ons almal het ons dinge. Ons almal het ons issues, ons almal het ons nikke en ons grille, maar wanneer dit kom by ons geestelike lewe, moet ons verstaan, dat dit is Christus wat vir my en vir jou die lewe gee. Dit is Christus wat vir my en vir jou in geregtigheid inbring. Ek en jy in onsself kan nie geregtig wees nie. Ons het Christus nodig. Ons het nodig om gekleed te word met Christus. Dit beskerm ons mindset. Dit gebruik ons beskerm ons mindset. Die helm van verlossing herinner ons dat ek en jy verlos is deur Jesus Christus. Dis net deur Jesus Christus wat ek en jy verlossing kan kry. Dit bewaar ons teen twyfel en misleiding. Misleiding. Wie van julle was al mislei in die lewe? O, heerlikheid. Hoeveel keer, nê? Bel iemand jou en sê soos, ek het vir jou die beste ding. Jy hoef net R200 te gee, jy sal miljoene kry.
nê? En dan word jy mislei. En dan gee jy daai R200 want die rentekoers op daai R200 is sommer 200,000%. Nee, en jy kry R2 miljoen terug. So, dis 'n investment daai. Nee, jy's besig om mislei te word. Okay? Die Bybel leer ons 'n get rich quick scheme. My eie vertaling is misleiding. Okay? Dit vat tyd, dit vat geduld, dit vat daai deursettingsvermoë. Okay, ek wil nie nou praat oor investments nie. Ek wil praat oor die helm van verlossing. Efesiërs 6 vers 17. Maak jou Bybel daar oop. Ek lees in die New Living Translation. Efesiërs 6 vers 17 sê dit so mooi. Hy sê, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. Ons gaan volgende week na daai ene kyk. Vandag kyk ons gou vinnig na put on salvation as your helmet. 'n Ander vertaling sê dit vir my so mooi. Hy sê and take the helmet of salvation. Vat dit. Neem dit. Nou as jy gaan kyk na daai Griekse woord, dan sien ons dat daai Griekse woord van take is so bietjie anderste as in Efesiërs 6 vers 13 en in Efesiërs 6 vers 16. Die woordjie take is 'n bietjie ander Griekse woord. Nou die Griekse woord vir daai woordjie take beteken receive. Receive of accept. Neem dit aan. So dis nie dat jy nou gaan uit jou eie vermoë en jou krag en jy vat net van die rak af en dis joune nie. Nee, dis iemand wat vir jou iets gee en jy aanvaar dit vir jou lewe. En dit is wat verlossing is. Christus kom, hy verlos ons deur sy kruisdood en deurdat hy opgestaan het, verlos hy my en jou van die sonde en van dood en nou sê hy vir ons, kom neem jou verlossing. Die keuse is by my en jou. Die rede hoekom die wêreld agteruit gaan is omdat hulle nie die geskenk van Jesus Christus aanvaar nie. Baie kinders van die Here loop rond sonder die helm van verlossing, want hulle sien, hulle hou vas aan hulle eie ongeregtigheid, hulle hou vas aan hulle moeilikheid en omstandighede en al daai tipe van dinge, dat hulle vergeet dat die Here het hulle verlos. Jy is vergewe. Weet julle wat so amazing van ons God? Is dat wanneer ek en jy kom met berou en met opregtheid voor ons koning en ons sê, Here, vergewe ons van al ons ongeregtigheid, vergewe ons van al ons sondes en jy noem die sonde wat jy gedoen het voor die Here en jy sê, Here, asseblief vergewe my, ek is jammer ek het dit gedoen, dan sê die woord van die Here, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe van al ons sondes. Van al ons sondes. En weet julle wat so amazing? Ek en jy kan sondevry wees. As ons almal nou gaan en ons sê, Here, vergewe ons van al ons sondes en jy bedoel dit en jy is opreg daarmee. In daai oomblik kom vergewe die Here jou en jy is sondevry. Jy is sonder sonde. Jy is sonder vlek, sonder krekel. En dit is wat God my en jou wil hê. Is dat ek en jy moet ons sonde neer lê. We must receive the salvation that God gives us. Luister wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 8. Hy sê, but let us who live in the light, wie leef in die lig? Come on, wie van ons leef in die lig? Ek probeer. Jy probeer in die lig, kom ons maak dit maklik. Wie van julle probeer in die lig leef, né? Jy probeer alles in jou vermoë om in die lig te leef. So nou sê die woord, but let us who live in the light be clear-headed. Helder van verstand. Protected by the armor of faith and love. Who? By wearing and wearing as our helmet the confidence of salvation. Die probleem is dat ek en jy is nie meer confident in die redding wat die Here vir ons gedoen het nie. Ouens, kan ek vir julle vandag 'n waarheid gee? Kan ek vandag vir julle goeie nuus gee? As God jou vrygemaak het, is jy waaragtig vry. Die Bybel sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Die probleem is, baie mense is nie vry nie, want hulle ken nie die waarheid nie.
Hulle aanvaar nie dat God hulle gered het nie. Oh, as die Here maar net weet van al my sondes en hoe sleg ek is en hoe dit en die vyand speel woer met jou. Hy geniet jou as hy jou. Hy jou, dan sê onder, dan sê bo, en dan spin hy jou, en hy kruidel jou, en hy doen toertjies met jou, en hy doen al die dinge. Nee? Wie van julle het jou gespeeld toe jy kind was? Ja, julle onthou dit. En jy taking the cat for a walk, en dan gaan die dingetjie so op die, nee, is the cat, is the hond. You're taking a dog for a walk, en dan rol hy dingetjie so op die grond, en dan as jy by seker op, en dan wip jy hom so op, en dan en dan speel hy weer jou, en dan gooi hy so na iemand toe, en dan spin hy so voor die ou se gesig, en dan sit soos, wake up. Ja, ons het van gehad, man, ons kinders ken nie die goed nie. Maar die duiwel speel woer in jou met mense, omdat mense, kinders van God, ek verstaan nog as die wêreld vashou aan hulle issues en hulle sonde, goed, maar come on, ons as kinders van God, ons wat in die lig lewe, we need to wear the helmet of salvation with confidence. Jy moet confident wees dat jy is gered deur God se woord. Jy is gered deur sy bloed. God se bloed het nog nooit sy krag verloor nie. God se bloed sal vir altyd dieselfde wees. En vir altyd kragtig wees. En as ek en jy as sondige mens na God toe kom, en hy sê, en ons verklaar, Here, vergewe ons glo in U, dan kom die Here en hy was ons skoon, witter dan die sneeu. Hy was ons skoon, en dan vat ons dit met geloof. Romeine 5 vers 3 en 5 sê, we can rejoice too, when we run into problems and trials. En jy, wow. Het julle gehoor wat ek hoor? We can rejoice when we run into problems. Hey, liefie, gaan ons alweer vir 'n probleem. Hey, vol joy. Yes, man, lekker, kyk, is nog 'n probleem. Wie van julle redeneer so? Come on, kom ons wees eerlik met mekaar, ons redeneer nie so nie. Ons moan en ons groan en ons kla en ons bel die ene en ons bel daai ene net om oor die probleme te kom. En Paulus skryf en hy sê, we can rejoice when we run into problems and trials. Hoekom? Hoekom is jy so bold, Paulus? For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. Luister mooi. And character strengthens our confident hope of salvation. Deur die feit dat ek en jy deur sekere probleme gaan, deur sekere trials gaan, bring vir my en vir jou net weer by die karakter waar ons kan besef dat ons is gered deur die Here. Dat ons hoop is nie van hierdie wêreld nie, maar dat ons hoop is in Christus. Dis waar ons moet wees. Come on, ons sê so baie vir mekaar en die skrif sê, ons heers saam met Christus in hemelse plekke. Maar ons leef nie meer in hemelse plekke nie, want ons is so besig met ons probleme. Ons vergeet dat die Here ons gered het. Come on, sê vir een langs jou, is jy gered? Jy sal besef dat dit 'n vraag is. Is jy gered? Het jy tot wedergeboorte gekom? Ek het wanneer was dan Irina se begrafnis? Donderdag in my boodskap te vra ek die vraag, of te maak ek die stelling. If you are born once, you will die twice. If you are born twice, you will die once. Verstaan julle dit? Moet ek dit gou verduidelik? As jy in die vlees gebore is, en jy kom nie tot wedergeboorte nie, en jy kom nie tot redding nie, dan sterf jy 2 keer. Jy sterf in jou fisiese liggaam, en jy sterf geestelik. Jy gaan hel toe. Jo, nou is ons stil. Geen amens op daai ene nie. As jy nie tot wedergeboorte kom nie, as jy nie Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, kies jy om hel toe te gaan. Sê God wat jou so toe stuur nie, jy kies. Ons het in sonneskool 'n liedjie gehad, julle moet kies, julle moet kies, want die paaie is 2. Julle moet kies, julle moet kies, want die paaie is 2.
Miskien was dit na my sonnaskool so. Right? Ja, was in die sonnaskool. Jy moet kies waarheen jy gaan. God kom in Deuteronomium en hy sê vir die skrywer, en hy sê, ek kom na julle toe en ek lê lewe en dood voor julle. En dan gee God die antwoord. Hy is soos 'n onderwyser wat in jou eksamenlokaal langs jou tafel kom sit en sê, kies daai een. God kom en hy gee vir ons die antwoord en hy sê, kies die lewe. Hier's lewe en dood. Kies die lewe. Maar tog sit baie mense in die kerk. En ek praat nie van hierdie kerk, ek praat van kerk reg oor die planeet. Sit mense binne in 'n kerk en hulle kies nog steeds om hel toe te gaan. Ek wil vandag vir jou goeie nuus gee. Jesus Christus het gekom om vir my en vir jou lewe te gee en dit in oorvloed. Hy wil jou red. Hy wil jou uit die sonde uithaal en hy wil jou voete op die rots sit. Wie is die rots? Jesus Christus is die rots. En ek en jy kan op daai rots staan. For we know, vers 5, and this hope will not lead us to disappointment. For we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Is jy nie excited saam met my om te weet dat God het my lief nie? En ek dink dit is die grootste probleem wat ons het. Mense verstaan nie meer dat God het hulle lief nie. Ek wens ek het vanoggend tyd gehad om voor elkeen van julle te kom staan en in julle navy blou oë te kyk en vir julle te sê, die Here het jou lief. Ek wens ek het die tyd gehad om saam met jou koffie te gaan sit en drink en vir jou te sê, man, die Here het jou so lief dat hy wil nie sien dat jy in die hel toe gaan nie. Hy wil nie sien dat jy in die verderf ingaan nie. Hy wil sien dat jy in die koninkryk van God instap en dat daar 'n gejuig sal wees oor elke siel. God het ons lief. Amen. Efesiërs 2 vers 9 sê, salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Baie mense dink dat hoe meer werke ek doen, hoe meer wys dit hoe gered ek is. Jy kan werk tot jy blou is. As jy nie die salvation, die redding van God gaan ontvang nie, as jy nie Jesus gaan deel maak van jou lewe nie, as jy nie tot wedergeboorte kom nie, gaan jy werk tot jy blou is en dan gaan geen redding wees vir jou nie. Salvation is not a reward for doing good. Doing good is a reward for being saved. Nee? Klink reg. Die feit dat ek en jy kan goeie goeders doen, is juis omdat ons gered is. Is juis omdat ons tyd saam met die Here spandeer. Ek het die volgende geskryf. Die effek van verlossing wat God gee, word nie bepaal deur watter tipe sonde jy beoefen het nie. Verlossing het dieselfde effek op alle mense. Dit breek die houvas van sonde van ons lewe af en gee vir ons die geleentheid om vir ewig saam met God te kan leef. Toe ek jonger was, ek het in 'n pastorie groot geword. Ek was ook 'n stoute kind, want die ouens het altyd gesê pastoorskinders is altyd die stoutste. En toe het ons later ontdek, die rede hoekom ons so stout is omdat ons met die gemeentelede se kinders speel. So kyk julle kinders. Maar ek het altyd gedink ek moet baie erg sonde gaan doen sodat ek ook 'n getuienis kan hê. Ek het ook gedink ek moet leef soos die wêreld, want in die kerk waarin ek groot geword het, het ons elke nou en dan getuienisdienste gehad of ons het mense genooi om te kom bedien wat hierdie amazing getuienis het. En dan staan daai manne daar voor en hulle praat vir 90 minute oor hoeveel sonde hulle gedoen het en hulle praat oor 10 minute oor dat God hulle gered het. En as jy daar uitstap, praat almal net oor, yes, daai ou was bad. Daai ou was super bad. Bad to the bone. Maar niemand gee God die eer dat hy gered is nie.
En so het ek groot geword met die mindset van dat ek moet sonde doen net om gered te word, net om getuienis te hê, sodat ek ook eendag voor mense kan staan en kan sê, "Jesus, ouens, ek het deur hierdie lewe gegaan en dit was so rof en dit was so wild. Die wind was wind en die golwe was golwe en wow man, dit was taaf en ek het hierdie ding gedoen en daai ding gedoen en woep woep. Die Here het my gered." En ek kom tot die konklusie dat as jy nie Jesus ken nie, maak nie saak hoe ver jy van hom al weg was nie. As jy nie Jesus Christus ken nie, jy kan in die pastorie groot word en nog steeds nie Jesus ken. Ek weet van Jesus, maar ek het nie 'n verhouding met hom nie. Dan het ek nog steeds vergifnis nodig. Ek het nog steeds redding nodig. My getuienis is nog net so kragtig soos die ou wat vir jare 'n sondaar was. Ek wil vandag vir jou sê, moenie gaan sonde soek om 'n getuienis te hê nie. Hê 'n getuienis dat die Here het jou gered. En dis my getuienis. Die Here het my gered. 'n Pastoriekind. Prys die Here. As die Here 'n pastoriekind kan red, kan hy jou ook red. Amen. Sê vir een langs jou, prys die Here, hy kan my red. So die effek van die verlossing het niks te doen met die sonde wat jy doen nie. Die effek van verlossing het alles te doen met Jesus Christus. Het alles te doen met wie hy is. Hy is die een wat almal verlos. Hy is die een wat ons gekoop het. Inteendeel, jy behoort nie aan jouself nie. Yes, kan ek iets sê in Suid-Afrika? Jy as 'n kind van God het geen mensereg nie. Jy behoort aan God. En as God gesê het doen, dan doen jy. As God gesê het staan, dan staan jy. As God gesê het sit, dan sit jy. Want ons wil is om die wil van ons Vader te doen, nie om my mensereg te hê nie. Pastoor, ons moet daarom nou 'n bietjie meer aircons in die kerk kry, want dis bietjie warm hier binne nie. Volgende Sondag as ons hier kom, gaan ek al die stoele uithaal en gaan bome hier binne sit. En ons gaan hou kerk vir 3 ure. Ja, julle almal is so, woohoo, yeah, let's do this. Baie mense sit hier so en sê, die verlossing wat die Here vir my en vir jou gee, het niks te doen. Ek het 'n getuienis nou die dag gehoor van 'n moslim vrou wat bang is vir haar man. En want sy begin drome kry oor 'n man wat vol liefde is. En sy begin bang raak vir haar man en sy gaan, Here, God van Israel. Ek weet nie hoekom ek na U toe bid nie. Maar ek sien hierdie man in my drome wat vol liefde is en ek het eers gehoor dat U is my. En hoe Jesus saam met haar in die kas kom sit. En ek en jy dink, ons moet lekker in die kerk kom sit. Die pastoor moet ten minste lekker preek voordat ek my hart vir die Here gee. Die band moet asseblief tog net kook. Ek meen, daai drummer moet asseblief net nie te veel geraas maak nie. Menende ek? Want, as dinge net nie in die kerk gewerk het soos wat ek het wil hê nie, ek sal my bedankingsbrief volgende week bring. Julle lag, dit werk, dit mense moan en groan omdat hulle nie comfortable is in kerk nie. Pastoor, maar net nie oor jou tyd gaan nie, ons het tog 2 kinders ingeseën en 2 mense voorgestel en 'n getuienis gehoor en die worship was so lank. Laat ek net by my styk uitkom vanmiddag. Hoe ernstig is ons oor God? Vanoggend lees ek 'n skrif en dit my net so getref en ek besef dat om kerk toe te kom is 'n teken van my liefde vir hom. Maar nee, ons moet net gou vinnig. Gou net vinnig, 2 liedjies voor, 2 liedjies agter en dan moet ons net gou vinnige devotional preek hoor en dan moet ons net hier uitstap en goed voel oor onsself. So pastoor, asseblief streel net my ore. Ek is nie om jou ore te streel nie. Ek is hier om vir die waarheid te sê want ek wil nie hê jy moet hel toe gaan nie.
Ek wil nie hê dat jy moet brand nie. Die hel is vir die demone en die duiwel. Dis nie vir die mense nie. Sê vir die een langs jou, want hulle hoor my nie. Sê vir die een langs jou, die hel is nie vir jou nie. Get out! Get out of it! Maak 'n keuse vir God vandag. Ja, ek wens ek het nie gekom nie. Hierdie pastoor praat nou te veel reguit dinge. Jammer vir jou om te sê, dit wat jy gehoor het jy nou 'n verantwoordelikheid voor. So as jy nou uit die kerk uit wil loop, is jy welkom. Oom Jan, sluit gou die hek. Is dit right? Kan ek 'n bietjie waarheid met julle praat? 1 Timoteus 4 vers 16 sê, New Living Translation, keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. As ek hierdie skrif lees, dan wil ek vir myself sê dat daai stigma of die gesegde wat ons hoor van eenmaal gered, altyd gered, val deur die bus, dit val deur die hek. Wat is hy gesegde? Dit val plat. Dit val soos pap op die grond. Eenmaal gered, altyd gered is 'n leuen. Hierso sê Paulus vir Timoteus, en Timoteus was 'n seun in die huis. Dit was Paulus se geestelike seun. Timoteus was 'n legit ou. En Paulus sê vir Timoteus, keep a close watch on how you live. Dit wil vir my sê dat die manier hoe ek leef, het 'n invloed op my salvation. Die manier hoe ek leef, het 'n invloed op my pad hemel toe. Net soos wat ek 'n kort pad hemel toe kan hê, dat net voordat ek doodgaan, kan ek sê, Here, vergewe my, dink aan my, en die Here sê vir my, kom vandag in my paradys in. Net so kan ek voor my sterfbed alles op die prys stel en sê, Here, ek wil niks met U te doen hê nie, en die Here verloon en my salvation mis. Ons moet baie versigtig wees hoe ons praat en hoe ons leef. We need to keep a close watch on how we live and on your teaching. Wat sê jy vir ander mense? Wat deel jy met ander mense? Wat leer ons vir ander mense? Want kyk, ons as kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid om ander mense wat rondom ons is te vertel van die goeie nuus van Jesus Christus. Maar nou wil ek hierdie vraag vra. Hoe vertel ons die mense rondom ons van Jesus? Praat ons net van God se liefde en vergeet ons van God se judgment? Want net soos wat God liefde is hy ook geregtigheid. Net soos wat God vir my en vir jou nader trek aan my, sê God vir sommige mense, gaan weg van my want ek het jou nog nooit geken nie. Net soos wat God mense nader aan hom trek, is daar mense wat hy nie kan nader kom nie, want mense het 'n keuse gemaak om te sê, ek wil niks met hierdie koning te doen hê nie. En ek is vandag hier om vir jou te sê, dat die koning van alle konings wil iets met jou te doen hê. Die koning van alle konings, die skepper van hemel en aarde, wil jou by jou hand vat en hy wil jou lei en hy wil jou bring by 'n plek van vrede en oorwinning en geluk saam met hom. And count it all joy while you're going through trials and tribulation. Want jy weet, God is met my, God is by my, hy is in my, hy woon in my deur die krag van die Heilige Gees. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid vir die mense rondom ons. As kind van God het ek en jy 'n verantwoordelikheid om ons lewe so te leef dat mense Jesus kan sien en glo my. Dis nie maklik nie. Dis nie altyd so eenvoudig nie. Maar dit is doable. Dit is doable. Hoekom? Want die Heilige Gees woon in ons en ons het mekaar nodig. Ag, kan ek 'n bietjie vulnerable wees by julle? Baie van julle ken my nie, so whatever. Ons staan langs die netbalbane gister. En ek dank die Here vir 'n vrou wat die Here dien. En hierdie een girl hamer vir Ansel die hele tyd buite reëls. Ek meen Leanne is 'n skeieregter. Sy sê as ek die skeieregter was, het daai girl warnings gehad een na die ander, want sy mag nie kontak maak nie, maar sy shoulder en sy slaan en sy gaan aan. Ansel is later in trane. En ek het 'n woede in my, want ek kan niks doen nie.
En ek raak so kwaad, dat ek op die veld wil hardloop en die kind 'n pak slaag wil gee. En sy draai om en sy sê, hierdie is 'n ander tipe fight wat ons nou moet fight. Ons kan dit nie nou fisies fight nie. Ons moet geestelik nou intrek. Dis nie wat ek nou wil hoor nie. Waar's hy ma? Waar's hy afrigter? Nee, ek bring terug vrede, liefde. Dankie liefie. Ek wou rugby gaan kyk. En toe die wedstryd draai, die helfte draai, toe is die skeieregter, die ander skeieregter by Ansel. Warning, warning, kontak, toe word hy gul geblaas. Toe tree geregtigheid in. Ek wil vandag vir julle sê, dis nie maklik nie. Maar dis doable. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig en ek wil vandag vir jou uitnooi. As jy nie weet nie, as jy voel jy staan alleen, jy het broers en susters rondom jou wat jou kan ondersteun in hierdie lewe wat ons saam met Jesus moet leef. Come on. Kom ons help mekaar, kom ons dra mekaar, kom ons bou mekaar. Ek sluit af met die 3 punte. 3 punte. Is julle reg? Hoe dra ek verlossing as 'n helm, as 'n wapen in my lewe? Romeine 12 vers 1 sê vir my en vir jou, die eerste punt, as jy vir die wat neerskryf, hernie jou gedagtes met God se woord. Hernie jou gedagtes met God se woord. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Wow, kom ons stop net daarso. Gou net 'n advertensie breek. Het julle nou net gehoor wat sê Paulus? Die beste manier en die werklike manier om God te aanbid is deur jou lewe vir hom te gee. Nie om in 'n worship team te wees of om Sondag by die kerk te wees met praise and worship nie. The best way to worship, the true way to worship God is by giving yourself as a living sacrifice. Is to give your life to Him. That is true worship. Okay, vers 2. Don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. God's will for you is good and pleasing and perfect. Hoe baie mense, en miskien van ons vandag, het al gevra, wat is die wil van die Here vir my lewe? Kan ek vir jou sê wat dit is? Die wil van God vir jou lewe en vir my lewe is om verander te word volgens sy wil vir ons. Sy wil vir ons, om 'n nuwe manier van dink te hê. Die Bybel sê, changing the way you think. Change the way you think. Ek wil vandag vir iemand hierso sê, ek ervaar dit in my gees. You are not a loser. You are not a loser. Daar's mense wat vir jou gesê het, jy's 'n loser. Loser. En hulle maak vir jou gesiggies en al daai goeie. Ek wil vandag vir jou sê, you are not a loser. Neem dit ter harte vanmôre. Ek glo God sê dit vandag vir my en vir jou. You are not a loser. Jy mag dalk nie die bankrekening hê wat die president het nie. Jy mag dalk nie die koskas hê wat jou buurman het nie. Jy mag dalk nie die kar ry wat die volgende ou ry nie. But you are not a loser. Why? Because God has bought you with a price. He has bought you with His life. He has bought you with His blood. You are precious to Him. Dink jy werklik God sal sy seun vir iemand stuur wat nie waardevol is nie? Jy is waardevol. Jy is priceless. Priceless. Daar's nie eens 'n price tag op jou nie. Niemand kan 'n prys op jou sit nie. You are priceless. Daar is nie 'n bedrag wat by ons uitkom nie. Want jy is waardevol. Amen. It all starts with your thoughts. Die vyand wil ons weerhou om te glo in God se verlossing vir ons. Jy moet die stemme stil maak in jou gedagtes deur die leuns te herinner aan die feit dat die Here jou gered het. Maak daai gedagtes stil en nee, ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n kind van die Here. Maak daai stemme stil. Ons almal streef na heiligmaking. Maar om na dit te streef, moet jy glo dat God jou gered het en dat hy jou vergewe het.
Beskerm jou gedagtes deur jouself te herinner aan die verlossing wat Jesus vir jou gegee het. Ontvang die verlossing van God, dit is 'n geskenk. Hou op om jou Kersfeesgeskenk in die kasboot te sit toe te maak en te vergeet daarvan. Maak 'n geskenk oop soos 'n kind wat excited is oor 'n geskenk. Breek dit oop, skeer dit oop en aanvaar God se redding vir jou lewe, want hy gee dit vir ons. Die tweede punt, neem elke gedagte gevangene tot Christus, tot gehoorsaamheid aan God se woord. Luister wat sê 2 Korintiërs 10, vers 3. We are human. Kyk gou na die een langs jou. You are a human. You are not an alien. You are not something weird. You are human. Luister mooi. Ek wil grapjie na die tyd hoor. We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Neem jou gedagtes gevange. Die derde punt, onthou jou identiteit in Christus. Okay? 2 Timotheus 1 vers 6 sê, This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, of love and self-discipline. Come on. Ons identiteit is in Christus. Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.